om net so met teenwoordigheid te kan ervaar. Nie soos ons gister gesê het, dalk deur die hoendervleiskommelijke alleen nie, maar net in mekaar se teenwoordigheid. Die mense wat langs ons sit, langs my staan, net te kan sê, hier is u aan die werk. Here, kom werk in ons vanaand, kom praat met ons, kom leer ons hoe om die Gees te onderskei, kom leer ons hoe om saam met die Gees te leef en te reis. Dankie dat ons van u kan vra. Dankie dat ons weet, u stel so intens belang in ons, dat u al ons gebede hoor, en dat u wil hê ons moet saam met u reis. So kom werk in ons, Here, ons harte is oop, ons ore is oop, en ons is op 'n verwagting dat u in ons lewens gaan kom werk. Amen. Ons vier Pinkster saam, so as jy nog nie gisteraand hier was nie, ons is op 'n reis deur die boek van Filippense, een van Paulus se kort briefies, net 4 hoofstukke, en ons kyk net wat hy vir ons sê oor hoe lyk 'n geesvervulde persoon se lewe. Ons het vir mekaar gesê, die kultuur, die wêreld sê vir ons moet kyk na die hoendervleiskommelijke, om te weet of die Gees in ons leef. Ons moet kyk na die gawes van die Gees, om te weet of die Gees in ons leef. En eintlik sê ons, ja, daai goed is waar, maar dis nie noodwendig stap 1. Dis nie noodwendig die bewys dat die Gees in ons is nie. Dis eerder op die vrug, né? Die vrug van die Gees wys die teenwoordigheid van die Gees. En dis wat ons saam onderskei in hierdie week. So ons gaan weer by 3 goedjies stil staan. Ons is nog nie so seer by Filippense 2. Ons gaan van môre af na Filippense 2, 3 en 4 begin aankyk. Maar ons nog so 'n paar belangrike gedagtes in Filippense 1 wat ons met mekaar moet deel. En julle sal onthou, ek het begin en ek gesê ons gaan hierdie week stil staan by fabriseer, verskillende metafore van 'n boot gebruik, net om ons te gedagtes te help om te onthou wie is ons. Wat behoort ons te doen? Hoe behoort ons te reageer? En ek gaan weer begin by ons seilboot. Ons het vir mekaar gesê, ons is 'n seilboot. Die uitnodiging is ons moet ons seiling oopmaak vir die Here en toelaat dat die Here in ons werk, dat hy ons stuur, die span los en sê, Here, ek gee oor, I yield everything to you. Ons het gesê, ons kan nie 'n seilbootjie wees met 'n vlakkerige kiel soos 'n kanoe of 'n roeibootjie nie, maar dan word ons maklik deur die storms omgeslaan. Ons kry daai diep liefde van die Here om ons staande te hou in storms. En dan is daar 'n vierde ding van seilbote, is dat dieselfde wind wat een seilbootjie mooi op koers kan draai, as daar 'n storm kom, kan daai selfde wind 'n ander boot in die heeltemal 'n ander rigting gaan, of selfs as dit 'n groot storm met groot golwe is, daai boot laat sink. En die verskil is nie die wind nie. So ons maak nie ons die verskil is nie die wind nie, dit gaan oor die rigting van die seil. En ek is nie 'n pro op seiljag nie, al klink dit dalk nou so met al hierdie metafore, maar wat ek net wel weet is dat 'n persoon wat 'n seiljag of 'n catamaran of iets stuur, moet daai seile baie mooi manage. Nee, ek weet of van julle op 'n cat was, iewers in julle lewe nie, maar daar's 'n klomp touwtjies en polies en jy moet die seil ook wanneer hy nou oop is, moet jy hom reg posisioneer saam met die wind. Anders kan hy ook opgooi, nee, kan jy ook oorbehoort laat val. So, 2 mense, ek en jy, verskillende mense, kan dieselfde storm in die lewe gaan. Dieselfde verlies, dieselfde druk, dieselfde seer of pyn of teleurstelling, en een persoon word bitter, hy word ingegooi in die wind, die storm, en die ander persoon word dieper gevorm. En dis die weer onderskei. Selfde storm, selfde seer, maar wat doen ek met aan touwtjies? Hoe maak ek seker my seil is in die regte wind en die wind die geesvervulde lewe? Want die geesvervulde lewe beteken nie ek net vir my storms. Dit weet ons al lank genoeg. Ek sê ons almal is al lank genoeg aan die lewe om te sê die lewe is altyd maklik nie. Die storms is daar, dit kom, maar dit beteken die wind van God dra jou deur die storms. Hou jou staande deur die storms. En dis wat ons ook in Filippense 1 sien. Ons het gisterand vir mekaar gesê, Paulus sit terwyl hy hierdie brief skryf, sit hy in die tronk. Hy is op 'n diep, donker plek. Sê van Joubert sê altyd, as jy vir iemand as jy van Paulus sou vra, wys hom die padkaart van die evangelie, ek weet nie of jy al daai vergelyking gehoor het nie. So Paulus se hemp uitgetrek het en sy rug vir jou gewys. En nou hier is daai eenvoudige so episode, sy rug is 10 teen 1 rou, oopgeslaan. Hy sit in 'n tronk met ketTINGS om sy hande en sy voete en hy skryf hierdie brief. Baie mense praat van Filippense as die vreugdesbrief, want hy sê, Paulus het in die diepste donker storm, het hy vreugde, want hy weet waarin is hy op pad. En hy sit in die tronk omdat hy iets verkeerd gedoen het, ons weet ook al, hy sit in die tronk omdat hy Jesus gevolg het.
is op 'n baie bevoorregte plek in Suid-Afrika waar ons kry nie regtig swaar vir ons geloof nie. En baie keer is dit nogal spyt daaroor. Baie keer wonder ek of hoop ek eintlik is moet ons 'n bietjie vervolging ervaar om te sien of ek regtig vertrou in die Here. Maar dis ook 'n topik vir 'n ander dag. Maar tog klink die hele brief van Paulus, die hele brief van Filippense, nie soos iemand wat verslaan is nie. Dit klink nie vir ons of Paulus moed opgegee het, hoop opgegee het. Dis amper vir ons ontstellend dat hy, hoe kan jy in die diep donker plek wees en jy het al die vreugde, jy het al die hoop. Maar dis die ding. Die Gees gee nie vir jou net noodwendig 'n nuwe emosie. Die Gees gee vir jou 'n nuwe perspektief. En dis eintlik die framework van vandag se boodskap se saamlees om te sien, hoe gee die Gees dan vir ons 'n nuwe perspektief op die lewe, 'n nuwe perspektief op swaar kry, 'n nuwe perspektief op hoe koop ek met die lewe. Dis die eerste ding wat die Gees beantwoord. Die Gees leer ons om storms, met ander woorde swaar kry, anders te sien. Filippense 1 vers 12 tot 14 staan hier die volgende woorde. Ek wil hê julle moet weet, broers en susters, dat wat my oorgekom, die feit dat ek hier sit, ooprig in die tronk, juist die verkondiging van die evangelie bevorder. Hoe beheer is dit? So Paulus se swaar kry, het die evangelie bevorder. Dit het daarop uitgeloop dat die hele keiserlike wag en al die ander nou besef dat dit ter wille van Christus is dat ek 'n gevangene is, en deur my boeie is die meeste broers ook in hulle vertroue op die Here gesterk. En hulle waag dit al hoe meer om die woord van God onbevrees te verkondig. So wat het die Gees in Paulus gedoen? Die Gees het Paulus se swaar kry gevat, sy storm gevat en het hom 'n nuwe perspektief daarop gegee. Vertrou op die Here. Hulle het ewe skielik onbevrees die evangelie begin verkondig as gevolg van sy swaar kry. So wat leer die verstaan van die Gees vir ons hier? Dit sê vir ons, God mors nie enige pyn nie. So daar waar jy nou is, wat se swaar kry jy ook al kry, of jy nou regtig swaar kry as gevolg van die evangelie of nie, dit maak nie saak nie. God mors nie pyn nie. Hy gebruik my in jou storie. Hy gebruik die vreugdes, die goeie, die mooi, maar gebruik hy ook die storms en die rough patches in ons lewe. Gebruik hy. En die probleem is, ons sien dikwels net hindernisse. Wanneer dinge moeilik raak, dink ons gewoonlik, God het van my vergeet. God het my verlaat. Het ek ook verkeerd gehoor. Hoekom val alles uitmekaar? Maar Paulus kyk anders. Hy sien selfs wanneer hy in kettinge is, sien hy God se sending gaan aan. Die soldate oor die evangelie, mense kry 'n nuwe moed om te verkondig. Die kerk word dapperder, né? Ons gaan nou 'n bietjie lekker daaroor gesels. So wat sê ons mekaar? Die storm het nie die sending gestop nie. Maar toe Paulus nuwe perspektief het, en hy is besig om hy touwtjies bietjie reg te span, om hy seil mooi saam met die Gees te span. Dit werk ons mooi uit. Toe het die woord van die Here versprei, selfs in 'n donker tyd. So wat sê ons mekaar? Ervare seiljagters weet iets. Jy beweeg nie net wanneer die wind perfek waai nie. Jy kan eintlik teen die wind opseil. Ek weet nie of jy dit geweet het nie. Maar as jy reg al daai seile span, kan jy teenwind gebruik om vorentoe te beweeg. Jy manipuleer die wind om in 'n sekere rigting te gaan. So selfs as dit dalk die wind is, en hier praat ek nie van die Heilige Gees nie, die ander wind, die stormwind wat teen jou blaas, kan jy steeds vorentoe gaan. Gebruik die Here steeds daai stormwind wat nie die Gees is nie, die moeilikheid, die swaar kry om in jou sekere rigting in te laat gaan. Maar wat moet ek en jy leer om te doen? Ons moet leer om 'n ander perspektief te hê. Ons moet leer om te sien, so ons onderskei stormwind van die Gees. En ons sê, so my seil is nou eintlik in die stormwind. Perspektief sê, ek moet my seil aanpas. Ek moet onderskei, wat se een van hierdie is nou die Here wat besig is om te werk. So baie Christene verloor moed omdat hulle dink, as God regtig by my was, sou dit soveel makliker gewees het. Sou lewe makliker gewees het. Sou ek nie soveel keuses gehad het nie. Sou ek nie soveel decision fatigue gehad het nie. Dis een van die siektes van ons tyd. Ons het decision fatigue. Ons kan nie eens besluit wat om te eet vanaand nie. Nou moet ek nog besluit wanneer moet ek waar en hoe en wie en waar moet ek die Here volg en met wie moet ek verhouding bou. En die Gees maak my jou nie stormvry nie, maar dit maak my jou stuur vas. Daai vertroue wat ons gepraat het van gister, dit bly vir my en jou 'n realiteit. So miskien is jy op die oomblik in 'n storm, en ek weet nie wat se storm in jou lewe dalk woed nie. Spanning by die werk,
konflik of drama in jou huishouding, in jou familie, in jou gesin, emosionele uitputting, hierdie decision fatigue, angs, eensaamheid, wat jy voel die Here antwoord nie, en dalk vra jy vanaand, maar waar is God? En dan sê hierdie teksgedeelte eintlik vir my en jou, hy's nader as wat jy besef. Hy's by jou terwyl jy voel, jy's in kettinge met 'n oop rug. Hy's by jou. Hy sien jou. Nou julle gister het ek uit ons mooi daaroor gepraat, hy sien jou raak, selfs in die teenwind. En dis hoekom die Gees dan met ander woorde tweede ding in my en jou kom doen, wat daar uitvloei. Die Gees maak ons brawer as ons vrees. Ja, as ons op hierdie stormagtige episodes van swaar kry in ons lewens gaan, en ons is bang vir die toekoms, en ons het ons groot onsekerheid oor wat lê voor, gaan alles oukei wees, gaan alles nie oukei wees nie, jy sê alles gaan oukei wees. En dis wat ek ook vanaand vir jou wil sê, alles gaan oukei wees. Met die Here kan ons dit met sekerheid weet, alles gaan oukei wees, en daar waar jy voel jy is nie oukei nie, maak die Gees jou brawer as jou vrees. So, ek bedoel, ek dink, julle het almal al daai, as julle op so enige sosiale media platforms daai reel gesien wat sê, daar's vir elke dag van die jaar een vers in die Bybel wat sê, do not fear, moenie vrees nie. Dis wat die Gees doen. So as jy wonder, hoe lyk 'n geesvervulde persoon se lewe? Dit is iemand wie se lewe 'n nuwe perspektief het, en iemand wat brawer word as my vrees, wat sê, ja Here, ek het hierdie emosie van vrees, maar ek gee dit vir u, gister se oorgawe, en ek verstaan dat u my brawer maak as hierdie. En dis hoekom ons hierdie teksgedeelte lees, Filippense 1 vers 20 tot 21. En 'n baie een van die bekende teksgedeeltes in die Bybel, hoor wat sê Paulus hier, nê? Dit is my vurige verlange, en daarna sien ek uit, dat ek niks sal doen waaroor ek my sal hoef te skaam. Ek wil ook nou, soos nog altyd, met alle vrymoedigheid, met bravade, deur my hele wese Christus verheerlik in lewe en in sterwe. Want om te lewe is my Christus, en om te sterwe is my wins. Hy is nul vrees in Paulus se hart. Maar hy is 'n groot stuk bravade. Om te sê, ek het met vrymoedigheid. Dit's 'n ander woord of 'n sinoniem amper vir bravade. Ek het vrymoedigheid, want ek weet die Here back my. Ek weet die Here, hy het my, hou my vas in hierdie storm. Ja, dit voel nou crazy, dit voel of ek verdrink, maar ek is braaf en ek het vrymoedigheid om Jesus te verheerlik met my lewe, al kos dit my lewe. Al beteken dit my einde. Al kry ek seer in die proses as gevolg van mens of aardse of tydelike goed. Al word my rug soos Paulus flenters geslaan. Letterlik of metafories. Ek het vrymoedigheid. Want vir my is die dood nie iets wat ek vrees nie. Vir my is lyding, tydelike aardse lyding, nie iets wat ek vrees nie. Maar hier is nie normale taal nie. Baie maklik nou vir ons om hierdie teksgedeelte te lees, maar as ons eerlik moet wees, is hierdie weird. Wie sê hierdie goed? Want ons almal het wat tipe van 'n mate van vrees. Ons wil nie swaar kry, ons hou nie van swaar kry nie. Ons wil nie dink aan die dood nie. Ons huil lang trane wanneer ons 'n geliefde verloor. Dit praat natuurlik so nie, tensy iets groter as selfbehoud jou lewe geneem het. Tensy jy agtergekom het, maar hierdie wandel saam met die Here, ek is 'n nuwe skepping, sê die woord. Hierdie wandel saam met die Here beteken, ek het geen meer selfbehoud. Ja, ek sien my liggaam as 'n tempel. Ja, ek gaan verantwoordelik wees. Ja, ek gaan my liggaam eer en ek gaan hom oppas en ek gaan vir die Here leef, maar ek weet hierdie liggaam is maar net tydelik. Wat ek moet hê is vrymoedigheid, bravade, moed om vir die Here te lewe. Om deur my hele lewe, sê Paulus, Christus te verheerlik. Selfs in die moeilike episodes. So die Gees verander wat ek en jy die meeste vrees, nê? Die meeste mense se lewens word beheer deur 'n mate van vrees. Kyk na jou huis. Hoe hoog is jou muur? Hoeveel alarms en beams en oogies en elektriese vents het ons op? 'n Sekuriteitshek. Ons het 'n mate van vrees. Ons het 'n mate van gemak. Tot so 'n punt dat ons sê vir mekaar daar by ons gemeente gereeld dat ons is op so 'n unieke plek hier in Pretoria waar ons so maklik ons veiligheid 'n afgod kan maak. Ons sê ek moet net selfbehoud afgod te maak met die mooi intensies. Here, ek volg u, maar ek moet daarom sekere goedjies in plek hê om myself te beskerm. Vrees vir mislukkings. Vrees vir mense se opinies, vrees vir ongemak, vrees vir die toekoms, vrees
om te sterf. Dis die goed dat ons lewens beheer. So, laas jaar by ons Pinksterreeks by Oosterdag het ons 'n 5 weke Pinkster gehad. Ons het elke Woensdag aand gehad, maar ons het dit genoem Community Revolusie. Ons het gesê, wat het ons nodig? Ons het mekaar nodig. Die Here het gesterf vir community. En ons het op 'n Woensdag aand het ons die auditorium vol gesit en ek het daai in die middel van daai tyd het ek een van die preke gedoen en dit was vir my so in daai oomblik was ek eintlik ontsteld geweest oor die boodskap wat ek lewer, want ek staan daar en ek sien hierdie is 'n Woensdag aand. Ons is 2 ure besig, 7 tot 9, so daar 600 mense en luister na 'n boodskap en ek vra vir hulle, as ons die aand Pen toe gaan in Sunnyside, om met die hawelose mense te gaan kuier, daar gaan 40 mense op en is net 'n uur. En daar het ek begin agterkom, hoe ons veiligheid en gemak 'n afgod gemaak. Want ons daag op vir die intellektueel, ons daag op vir die preek, ons daag op vir die inspirasie, maar daar waar ons moet regtig die Here begin vertrou, daar waar ons moet hierdie vrymoedigheid hê om die Here te verkondig, om Christus te verkondig. So daar sukkel ons baie keer. So nou Saterdag wat verby is, het ons 'n uitnodiging gerig aan die gemeente. Ons het gesê, ons gaan 'n lyfskyf ding doen. Die Here gaan verheerlik buite ons gemaksone. Ons gaan oorslaap in Tembisa. So, ons gaan by ons kerkvriende, die Tabernacle Church in Christ in Tembisa, gaan oorslaap. Elkeen van ons wat gaan kry 'n gaspersone, 'n host in 'n Zozo hut of RTP huisie. Jy slaap hier aan haar oor, jy eet beespens en hoenderpotjies en 14 mense het opgedaag. Maar 600 kom wanneer dit 'n Pinkster is. Hoor jy wat ek sê? So ons is met vrymoedigheid om die Here te verheerlik in lewe, in veiligheid, in gemak, maar as ons die tree moet gee na sterwe, na ongemak, sê wow, Here, ek nog nie daar nie. Ek weet daarom nie so nie. My gemak, my veiligheid is eintlik die ding wat my beheer. En ek het nog nie genoeg vertrou om my seil reg te span in die gees se wind nie. Maar Paulus wys ons, hy's vry. Hy sê hierdie goed het geen hou vas op my nie. Wat my beheer is die gees van God. Nie veiligheid nie gemak nie, julle kan my slaan, julle kan kyk na my hande, al my vingers is gebreek, dis hoekom Timoteus my briewe skryf, iemand anders, ek nie self, dis bewys, Paulus het meeste van sy briewe, het hy uitgepraat, maar hy het nie geskryf nie, want sy vingers was stikkend geslaan, soos hy die houe gekeer het. So kom Timoteus baie van die briewe geskryf het, of van sy aan die mense wat saam met sy volgelinge. Hy het gesê, ja, julle kan my slaan, julle kan my wetter. Ek wil die Here verheerlik. Nie net in lewe nie, nie net wanneer dit maklik gaan nie, maar in swaar kry, wanneer dit taaf is, wanneer die storms gaan, en dis hoekom die Gees vir my in jou nuwe perspektief bring. So ek die fout maak om te sê, ja, so bravade, dis waaroor ons praat, bravade vir Christus, nee, is net vir die natuurlike sterk mense. Is vir die mense met sterk persoonlikhede. En bravade is amper 'n ding waarmee jy gebore word. En ons sien 100% seker dat dit so is nie. Ek is nie oortuig. As die Gees in jou is dit nie 'n ding van ek is nie bang nie. Dis net 'n weet en 'n besef dat Jesus is groter as my vrees. Jesus is groter as my vrees om 'n aand in Tembisa by 'n medegelowige te gaan oorslaap en kos te eet wat ek nooit andersins sou eet. Jesus is groter as my vrese om buite my gemaksone te gaan lief hê, om oor grense heen te gaan lief hê. En dis die werk van die Gees. So wanneer daai storm kom op die see, hier is ons by die boot, nê? En ek begin paniekerig raak. En jy begin paniekerig raak. En die skipper, die ou wat eintlik aan stuur is van hierdie boot, raak paniekerig, verloor almal rus. Dis wat gebeur. Ons hou nie meer ons fokus op die Here nie. Maar 'n goeie seiljagter, 'n geesvervulde persoon, weet, ek fokus nie op die storm nie. Ek fokus nie op die swaar kry nie. Ek fokus op die Gees. Ek fokus op my rol, my doel is om die Here te verheerlik deur weg van myself te kyk. Wil jy onthou en jy weet en jy vertrou dat die wind bepaal waarheen ek en jy gaan. Met ander woorde, wat beteken hierdie geesvervulde lewe vir my? Dit beteken ek is nie vasgenaal aan die golwe rondom my nie. Ek is heeltyd bewus daarvan dat die Gees by my is, in lewe of in sterwe, in maklike episodes of in moeilike episodes. Hy is aan die beheer. So die vraag is, wat beheer tans jou lewe? Jy moet eerlik wees, as jy nou daai gesonde ondersoek wat ons ook gister van gepraat het, nê? Psalm 139, ek het vergeet om dit gisteraan te noem. Deurgrond my hart, wys my waar daar iets is wat nie vir u aanneemlik is nie. Wat beheer tans jou lewe? Vrees of vertroue? Net een van daai twee.
As vertroue in God jou lewe beheer deur die Gees, dan moet my en jou lewe heeltemal anders lyk as wat dit doen. Maar as dit deur 'n bietjie vrees beheer word, dan beteken dit eintlik jy die seil in die stormwind ingestoot in plaas van hom toe te laat dat die Here jou stuur. So baie van ons neem besluite uit selfbeskerming, gemak en veiligheid, maar die Gees roep ons in daai dieper water in, nie om roekeloos te wees nie, maar net om dapper te wees. Vertroue wat ons gister gepraat het, gaan hand aan hand met bravade. As jy die Here vertrou, dan is jy outomaties braaf vir hom, in hom, deur hom. So connected is in jou. En dan gebeur daar 'n derde ding, vanuit 'n nuwe perspektief, vanuit 'n bravade wat die Here die Gees vir ons gee, doen die Gees 'n derde ding. Die Gees maak ons lewens Christus gesentreerd en eensgesind. Dit is deel van die nuwe perspektief wat ek en jy kry. En julle, hierdie is een van my gunsteling teksgedeeltes, Filippense 1 vers 27 tot 30. Hoor wat sê Paulus hier? Hoofsaak, onthou julle, ek het gister so vinnig hier die einde gesê, ons gaan hieroor praat vandag. Hoofsaak is dat julle lewenswandel in ooreenstemming met die evangelie van Christus moet wees. As ek dan kom, sê Paulus, sal ek self sien, of as ek nie kan kom nie, sal ek deur berigte hoor dat julle in volkome eensgesindheid standvastig saamstry vir die geloof in die evangelie, en julle in geen opsig deur die teenstanders laat afskrikking. Dit is vir hulle 'n teken van hulle ondergang en van julle redding, en dit kom van God. God het julle die voorreg gegee, hoor hierso, God het julle die voorreg gegee om Christus te dien. Nie alleen deur in hom te glo nie, maar ook deur vir hom te ly. Ook saam met hom, saam met hom in storms te wees. Julle en ek het dieselfde stryd wat julle my vroeër al sien stry het, en waarvan julle hoor ek nou nog stry. So wat is die twee kernversietjies hierso? Hoofsaak is dat jou lewenswandel in ooreenstemming met die evangelie van Christus moet wees. Volkome eensgesind. Dis wat die Gees doen. Die Gees gee ons 'n bravade om te sê, okay, my lewe gaan nie meer oor my nie. Dit word gesentreer rondom Christus. My lewe gaan nie net oor my nie. Daarom kan ek een wees met elke broer en suster in die geloof. Met ander woorde, Paulus sê eintlik, laat Jesus die middelpunt wees van jou lewe. Dis daai kliseë dingetjie, daar's net een persoon wat op die troon kan sit. Dis of jy, of dis Jesus. En dis amper dieselfde met die vraag wat ek net nou gevra het. Is jou lewe gebeheer deur vertroue of vrees? Vrees is jy op die middelpunt. Is jy die middelpunt van die lewe? As dit vertroue is Jesus die middelpunt van die lewe. So ek dink ons maak te maklik die fout as gelowiges om te sê, dit gaan net oor wat ek glo. En ja, daarmee sê ek nie, daarmee praat ek nie teen die woord nie. Om te glo, nee, is ons redding kry. Die woord is baie duidelik daaroor. As jy met jou mond bely Jesus is Here, dan is jy gered. Maar Jakobus sê dit vir ons verder, hy sê ook geloof word aan dade gemeet. Nee? So daai twee gaan ook daar gaan. As jy regtig glo, gaan jou lewe op 'n bepaalde manier lyk. Gaan die Gees vir jou hierdie gesindheid gee? Gaan jy braaf wees? Gaan jou lewe nie meer draai rondom jou nie, maar rondom Christus? So daardie woord lewenswandel beteken meer as net moenie verkeerde dinge doen nie. Nee? Ek dink ek het een keer dalk na daai storie, ek het daai storie van Nicholas Winton met julle gedeel, nee, wat gesê het, daar's 'n verskil tussen active doing good and just passively doing nothing wrong, nee? Jy kan 'n baie goeie gelowige wees. Jy is vriendelik met almal, jy is nice met almal, maar jy doen nie eintlik iets vir die Here nie. En dis ons gevaar, jou lewenswandel gaan meer as net om nie verkeerde goed te doen nie. Ek dink ek en jy kan dit redelik maklik regkry met selfdissipline en deursettingsvermoë om te sê, ek doen bitter min verkeerd. Ja, ek bly 'n sondaar, maar ek is nie oneerlik by die werk nie, ek slaan nie my vrou nie, ek verneek nie, ek is liefdevol, maar die Here sê, gaan meer oor net om nie verkeerde dinge te doen. My lewenswandel moet lyk soos Jesus. So ons is lief vir Jesus, ons noem ons redder, maar ons is bang om te leef soos hy geleef het. Hoe het hy geleef? Hy was besig met die outcasts, met die fringe people, soos wat ek gister gesê het. Hy het die deurskynende mense raak gesien. So ons dink jy altyd, dis so cool nie. So Paulus praat hier van die manier van leef, hoe jy optree, hoe jy mense behandel, hoe jy praat, hoe jy reageer onder druk, hoe jy liefhet, hoe jy vergewe, hoe jy werk, hoe jy leef, wanneer niemand kyk.
Daar is 'n vraag wat ek op 'n gereelde basis vir myself vra. Mikael, wie is jy wanneer niemand kyk? Want dit wys hierdie. Maar is maklik om wanneer 'n crowd is en mense kyk, en ek doen nie, ek help die tannie oor die pad en mense sien, hierdie persoon se lewenswandel is in ooreenstemming met die evangelie. Dit sal nie 'n crowd is nie. Wat sal niemand kyk? Wat het jy alleen is met hierdie persoon? Waarvan getuig dit? Getuig jou lewe van 'n lewe wat lyk soos Jesus se. Mense sê ek glo in Jesus, maar Paulus vra eintlik, kan mense sien jy leef vir Jesus? Die evangelie is Jesus het my lewe nuut gemaak. Hy is nou koning, leier van my lewe. En daarom bid ons elke oggend, Here, wees die leier van my lewe. Ek wil die uitdaging om my gebed deel te maak van die daaglikse gebedslewe. Here, wees vandag die leier van my lewe. Ek wil volg vir U gaan. Ek wil sien wat U sien, ek wil hoor wat U hoor. Ek wil die hande wees, ek wil die voete wees. Kom vir ons hierdie, sodat ek nou reeds op aarde nuut en anders kan leef en lief hê. Ons praat daarvan dat ons in 'n reeds gedeeltelike gerealiseerde koninkryk van God is. Dis hoekom ons bid in die Onse Vader, laat die koninkryk kom. Nou, hier, vandag. Ons kan al 'n stukkie van die koninkryk beleef. Ons leef in 'n gedeeltelik gerealiseerde koninkryk. Ja, ons kan nog nie die volle glorie van hemel en eendag saam met die Here wees op 'n heeltemal 'n ander manier, maar ons kan nou al heaven on earth is. Tot 'n groot mate. Die vraag is my lewenswandel in ooreenstemming met die evangelie? Dan sal dit waar wees van my en jou. So wanneer Paulus sê, leef in ooreenstemming, bedoel hy, leef op 'n manier wat pas by die goeie nuus van die evangelie. Pas jou manier van lewe by die goeie nuus van die evangelie. Hier is die ding, nee, kom ons raak prakties. As Jesus jou vergewe het, hoe kan jy aanhou om te leef met hardheid en 'n onvergewingsgesindheid? As Jesus jou genade gegee het, hoe kan jy konstant neerkyk op ander en nie grace hê met ander nie? As Jesus homself vir ander gegee het, onvoorwaardelik, hoe kan jou lewe net rondom jouself draai? Hoe kan ek net leef vir myself? Ek. As Jesus mense ingenooi het, juist daai ingenooi wat die res van die wêreld uitgesluit het, hoe kan ek 'n klik vorm wat exclusive is, waarby die mens op die fringes nie welkom is nie? Die evangelie verander nie net jou bestemming nie, dit verander jou identiteit, verander jou prioriteit, verander jou verhoudings, verander jou rigting. En dis hoekom Paulus hierdie teksgedeelte direk bind met daai tweede ding, eensgesindheid. Hy sê so, hoe lyk 'n lewe wat rondom Christus gesentreer is? 'n Lewe waar my lewenswandel in ooreenstemming is met die evangelie. Wel, een van die major dinge reg deur die Nuwe Testament is daar's eensgesindheid. Met ander woorde, wanneer Jesus werklik sentraal word vir my en jou, word hy eers al hoe kleiner. Dis hoekom Johannes die Doper gesê het, meer van U en minder van myself. He must increase and I must decrease. Ek kan nie so baie en so konstant van myself dink. Dan gaan kerk nie meer oor my voorkeure nie. Dan gaan kerk nie meer oor my gemak nie. Dan gaan kerk nie meer oor my mense en my status nie. Kerk gaan oor verlore mense na die Here toe te bring. Kerk gaan oor barmhartigheid en diens om mense in nood te help. So dit gaan. Ek gee my voorkeur prys. En dis waarvan ek oortuig is. Ek is oortuig daarvan as jy gelowig is vir 'n klomp jare nou al. As jy al 10, 20, 30, 40 jaar gelowig is, dan is ek oortuig daarvan dat die Here groter opoffering van my en jou vra. Ons staan 'n lang pad met die Here. So jy kan nie meer voorkeur aanbid. En ons sien dit ongelukkig in 'n klomp NG kerke vandag. My oupa grootjie het hierdie kansel gebou, so as hierdie kansel afgebreek word, is ek nie meer by die kerk. So aanbid 'n voorkeur. So jy is bereid om die Here te dien in lewe, maar nie in sterwe nie. Jy is bereid om groot opoffering te maak, sodat 'n nuwe generasie deel kan word in die kerk nie. Ek en jy moet opoffer. En dan begin dit gaan oor Christus, oor sy eer, oor sy mense, oor sy sending. En dit is belangrik. Paulus skryf, onthou, hy skryf hierdie woorde in die tronk. Hy sê nie leef so wanneer dinge maklik gaan nie. Hy gaan sê lewe so wanneer dit ongemaklik is. Wanneer dit vir jou ongerieflik is om te doen. Wanneer dit jou iets kos, wanneer daar druk is, wanneer mense teen jou draai, wanneer mense vir jou lag, wanneer mense met jou verskil,
leef op 'n manier wat wys, Jesus is leier van my lewe. Want uiteindelik preek ek nie met ons lewe die heel hardste. Ek het dit ook gesê. Die vraag is net, stem jou lewe ooreen met die evangelie. Leef jy ingestem? Wat is die opdrag van die Here, nê? Jesus se een van my ander gunsteling teksgedeelte is Johannes 17. Gaan lees hom gerus vanaand. Ek gaan vir een versie daar uitlees. Johannes 17 is die langste opgetekende gebed wat ons het in die Bybel van Jesus. Daar by die hele hoofstuk is net waar Jesus bid, kort voor sy kruisiging. En hoor waarvoor bid Jesus vir my en jou. Hierdie is Jesus se gebed vir jou en vir my. Hoor wat bid hy? Ek bid dat hulle almal een mag wees. Net soos U Vader in my is en ek in hulle. Dat hulle ook in ons mag wees. Hoekom? Hoekom Here? Hoekom bid U vir eenheid? Sodat die wêreld kan glo U het my. Hoekom is eenheid so 'n crucial ding? Hoekom is dit so belangrik vir Jesus? Want dit by ons grootste getuienis aan die res van die wêreld. Nie jou kerk bywoning nie jou gereelde hier sit in die banke nie jou finansiële bydrae vir die kerk nie jou Bybelkennis nie die feit dat jy vir elke moontlike scenario 'n Bybelvers op die punt van jou vinger kan opnoem nie. Dit is gesin. Beteken ons by dieselfde wees, daar's 'n groot verskil. Dis die eens gesin. Jy saam met jou broers en susters. Die vraag is nie, lees jy genoeg Bybel nie, vir wat getuig jou lewe? Dit konstant aan die mense geëer wat uitgesluit is. En nou sê Paulus, as ek en jy sy mense is, as ons sê ons is Jesus se mense, moet ons leef soos hy. Lewe nie net oorgaan oor my nie, en oordat ek in ons maak steeds die Here kan eer. Paulus praat eintlik van daar in 1 Korintiërs, praat hy van hierdie, as jy uitsluitend leef, nie, as jy exclusive leef, as jy sekere mense minag, praat hy van dit as social sin, sosiale sonde. Hy noem dit sonde nie net teen 'n individu of 'n spesifieke groep nie, hy noem dit sonde teen die liggaam van Christus. So ding waaroor ons baie mooi moet dink. Hoe sluit ek mense uit? Want as my lewe volbare waarde is, as my lewe gesentreerd is rondom die Here, en dit 'n teken is van die Gees wat in my is, dan is ek een met elke ander gelowige. Daar, ek gaan nie die teks op die bord hê nie, maar in 1 Korintiërs 11, daar vers 27 tot 34, skryf die Nuwe Testament, daar is 'n spesifieke teks oor hierdie tipe sonde. Hoor wat sê Paulus, hy sê, dis net so goed, asof hulle self sy liggaam stikkend gebreek het, en sy bloed self vergiet het. As ek nie hierdie reg kry nie, as ons nie eensgesind is nie, val ons die hele getuienis plat, die res van die wêreld kan nie meer glo, Jesus het ons gesê, het hom omgestuur nie. En is asof ek en jy self, die spykers, die Jesus se hande kap. Wat hy wil sê, jy's nie welkom in my spasie nie. Ja, dit is my ongemaklik, maar ek nooi jou in, dis eensgesindheid. Dit wys vir die wêreld, dis die stories wat getuig van Jesus. So toe daai 14 mense teruggekom het van Tembisa af Saterdagoggend gaan haal ek was nie self daar nie, ek het preek Sondag, gaan haal ek 'n paar van hulle na die taksies hulle kom aflaai by die kerk en al wat ek kon vir hulle sê is, weet jy wat? En hulle vertel hulle stories, weet jy wat se amazing ding wat gebeur het? Niemand kan hiermee stry. Niemand kan met hierdie stories van eensgesindheid stry nie. Weet jy wat? Dit wat julle hier gedoen het getuig harder as alles wat ons vandag by die eredienste beleef het, as die worship, nie dat dit nie belangrik is, nie dat dit ook opreg is nie, maar hierdie getuig, hiermee kan niemand stry nie. Ons kan nog stry en ons kan debatteer oor die lirieke van 'n worship song en sê, dis nie God geïnspireerd nie, dis deur Bethel geskryf, en hulle is 'n klomp hoereerders, wat, maar hiermee kan ons nie stry nie. Ons kan nie stry met mense se stories van eensgesindheid nie, so is jy eensgesind. Want die probleem met verdeeldheid is, trek die wêreld uit mekaar, en die Gees doen iets anders, hy maak ons een. Hy bring ons by mekaar. Hy skep 'n nuwe humanity, sê Efesiërs 2 vir ons. Mense wat saamkom rondom Christus, nie rondom gemak of voorkeur nie. En hy gebruik amper militêre, kyk eens 'n bietjie hier met die vorige teksgedeelte, nee. Hy gebruik amper militêre krag. Hy sê, staan vas. Hy sê, werk saam. Moenie terugtrek nie. Hy sê, ja, die Christelike geloof, as jy geesvervuld te leef, kan jy dit nie op jou eie doen nie. Dis nie 'n solo mission nie. Ons is in 'n weermag saam met Jesus. Dis 'n vloot, dis 'n vloot bote wat saam is en dis presies 'n bootjie wat alleen na op die storm is. As hy sink, dan sink hy. Maar ons het 'n paar seilbootjies wat saam in 'n vloot is. Dan is op die goeie plek.
seile is in dieselfde rigting, ons is op dieselfde mission, dieselfde sending van Jesus. Help ons mekaar in koers nou. Sien ons vinnig wanneer daar een bootjie so 1 of 2 grade keer van ons, hey, hoor die pel, kom, kieters, wat? Daarvoor is skooltjies, nee, as jy dink aan 'n vuur en jy gaan nou braai en daai kool is reg en jy haal een kooltjie uit en jy sit hom daai kant. Dis enkele minute en daai kooltjie is afgekoel. Maar vir daai kooltjie terug en sit hom terug hier by die res van die gloeiende kole en hy raak vir aan die brand. En dan is ook maar, hierdie hoopie gaan ook eventueel afkoel as ons nie aanhou nog kooltjies bysit. So dis die sending. Ons moet mense innooi. Dis hoekom ons aansluitend moet wees. Ons moet mense bysit sodat hierdie vingertjie nie doodgaan nie. Dis ons mission. Dis wat geesvervulde mense doen. Ons laat toe dat die Here 'n nuwe volk besin. Geloof is 'n spansport, jy doen dit nie alleen nie. So met ander woorde, hoe lyk 'n geesvervulde lewe regtig vandag aan die hand van ons 3 punte? Nou Filippense wys ons gaan nie oor die groot emosies, sosiale ervarings of uiterlike dinge nie. Dit gaan oor mense wat anders begin kyk na die realiteit. Dis mense wat 'n nuwe perspektief het, perspektief op swaar kry. 'n Perspektief het wat insluit dat beteken dat ek kan braaf wees. Perspektief wat sê ek kyk weg van myself af, uit my eie gemaksone, uit my afgod van veiligheid en ek sien Jesus raak. Die Gees leer ons dat daar gaan storms kom. Selfs in daai chaos weet God wat hy doen. Daar wanneer ek en jy dink alles val uit mekaar. God dikwels besig om my en jou dieper te vorm. Vraag is laat hy toe dat hy jou braaf maak. Vraag is laat hy toe dat hy vir jou 'n nuwe perspektief gee. Die vraag is jy oop om eensgesind te wees? Nie dieselfde nie, eensgesind. Mag ons as ons eensgesind is met mekaar verskil? Absoluut. Mag ons as ons eensgesind is met mekaar beklei in liefde? Absoluut. Maar onthou ons is geskape in God se beeld. Dis hoekom ons eensgesind moet wees. So miskien sit jy vandag en jy's op so 'n plek, jy voel moeg, jy's neergeskel, selfs bietjie verloor, maar Filippense herinner jou, God se afwesig en jou swaar kry nie. Hy laat jou anders kyk. En die tweede ding is hy maak ons braaf. Jou lewe word nie meer beheer deur vrees nie. Jy's nou braaf saam met hom. Jy nooit bang wees nie. Beteken dat jy weet selfs wanneer jy bang is Jesus groot, is jou vrede. En dalk is jy op 'n plek wat jy so lank leef vanuit, jy vertrou moeilik, jy moet jouself beskerm, jy moet jou kinders beskerm. Ons kry 'n vraag in Sondag se erediens, vra ouers, okay, so wat beteken dit daai idioom meng met die semels aan vir die varke op? Ja, ek verstaan, as nie baie Bybels nie. Jesus, jy gaan meng met die semels. Jy sê wat hulle moet beïnvloed. Gaan hulle nou na by die semels. Ek dink vir ouers beskerm hulle kinders. Ja, as jy 'n kind het wat lief is vir Jesus, stuur hom na die semels toe, dis wat Jesus doen. Bid saam met hom, lei hom. Maar kyk hoe jou kind se lewe ander mense beïnvloed. Want selfbeskerming is nie waar dit gaan nie. Ek is braaf om vir die Here in diens te wees. Ek eer en vereer die lewe in lewe of in sterwe. En ek sterf, dan is dit op God se wil. So die Gees nooi jou na oorgawe, na moed. En daarin sê dit, Here, gaan nie alleen doen nie. Die Christus gesentreerde lewe gaan oor eensgesondheid. Met die wete dat ek het 'n span saam met my. Met die wete dat ek die bootjie is wat, ek het net vir 'n oomblik my oë afgehaal en ek het daai seil net so bietjie laat gaan en ek is net 'n graad of 2 af van koers af. Weet ek het 'n klomp broers en susters wat gaan sê, "Hey, Wikkel, kom ons kom terug op pad. Watch dit is besig om te slip. Pas op dat jy nie in daai rotse vasvaar nie. Kom ons hou ons oë op Jesus, want ons lewe gaan nie oor onsself, dit is rondom Christus gesentreer." So dalk die vraag weer eens nie vir my en jou vanaand, glo jy in Jesus? As jy sit, is redelik groot dat jy in Jesus glo, of dalk is jy bietjie skepties, maar as jy sê jy glo in Jesus, dan is die vraag, lyk jou lewe al hoe meer soos Jesus se? Waarmee ek jou vanaand wil los. Wat is vir die Heilige Gees doen? Hy verander ons. Hy laat ons anders kyk, hy laat ons anders dink. So die wind van die Here het jou nooit verlaat, is altyd daar. Maar begin onderskei wanneer dit 'n storm is, versus wanneer dit die Gees is. En laat toe dat die Gees hierdie 3 goed vir jou kom doen. Nuwe perspektief, nuwe bravade, en laat die Gees toe om jou weg te laat kyk van jouself. Dis hoe jy weet,
jy is geesvervul. So kom ek bid vir ons. Kom vul ons met die Gees. Ons weet jy is in ons en baie keer het ons net weer herinnering nodig dat jy wel saam met ons is. Here, leer ons om selfs die teenwind, die stormwind, wat nie is noodwendig nie, gebruik om saam met U vorentoe te gaan. Leer te onderskei, hoe moet ons seile posisioneer? Hoe om te onderskei, wanneer is dit U, wanneer is dit nie U nie? Jy leer ons om meer op U te vertrou in alle omstandighede. Leer ons om U te eer met ons lewe, nie net wanneer dit goed gaan en great gaan en ek gemaklik en veilig is, maar wanneer ek ongemaklik is. Wanneer ek groot las dra, wanneer ek seer het, wanneer ek uitgesluit voel, wanneer ek voel soos 'n nobody. Maar jy weet dat U sê, ons is nie 'n nobody nie. Ons braaf, Here, met U Gees, braaf om vir U te leef, ten koste van onsself, selfopofferend op ander georiënteerd, te minder aan onsself te dink, nie van onsself te vergeet in die negatiewe sin van die woord nie, maar regtig om net om weg te kyk van onsself, te oor gevestig op U, met U op ons troon, U die leier van ons lewe, te eensgesindheid, die manier hoe ons ander hanteer, nie die wat soos ons lyk en ryk en dink en praat nie, die wat ook anders as ons is, maar U kinders is. Leer ons om eengesind met hulle te wees, en mag dit soos wat U woord vir ons sê, mag dit die hardste getuig. Mag niemand daarmee kan stry nie. Mag dit getuig van die feit dat God die Vader Jesus Christus gestuur het vir ons. En verander ons, Here. Help ons om geesvervuld te leef soos Paulus. Ons vra dit in die groot en heilige naam van die Here. Amen.